Shalom. Vir die res van die week gaan ons elke oggend met 'n kort kontemplatiewe meditasie stil sit totdat ons by die groot kruisigingsdag kom, Vrydag. Dit is lydenstyd in 2026 en vandag Dinsdag word alweer beskryf as die langste dag in Heilige Week. Markus 11 vers 13 vertel ons van die tempel, die vraag, die botsing. Kom ons al eers diep asem. Asem lekker diep in en uit. Vandag is Dinsdag van Heilige Week. Marcus Borg noem dit die langste dag in Markus se verhaal van die laaste week. En dit is lank. Nie omdat soveel tyd verloop nie, maar omdat soveel gevra word. In Jerusalem bevraagteken die owerhede Jesus. Vra oor gesag, oor belasting, oor die opstanding, oor wat werklik saak maak. Een na die ander kom hulle. Toets, vra, soek 'n manier om vas te vang. En hy antwoord elke vraag met 'n wedervraag. Nie om te ontduik nie, maar om iets nuuts oop te maak. Borg herinner ons daaraan dat hierdie week nie net oor persoonlike verlossing gaan nie. Het gaan oor 'n botsing. 2 optogte het daardie Pasgaweek Jerusalem binnegekom. Een het van die weste gekom. Die Romeinse gouverneur met perderuiters en wapenrusting, wimpels, wat die mag van die ryk vertoon. Die ander het van die ooste gekom. Jesus op 'n geleende donkie met vissers en boere wat iets heel anders vertoon het. Die ryk van die oorheersing en die koninkryk van vrede. Albei het dieselfde stad binnegegaan. Maar net een het die donkie geleen. Richard vroeër vra ons dan, watter optog volg ek? Nie in Jerusalem nie, hier, vandag, in my eie lewe. Die optog van mag, 'n prosesie van bewys, beïndruk, presteer, verdedig. Of die prosesie van die geleende donkie, geringheid, genoegheid, vertroue. Denise Ackerman wat kanker en die stadige verlies van haar sig in die gesig gestaar het geskryf oor hoe sy verras is. Sy verras is deur die man, die geleende donkie. Nie die koning wat sy verwag het nie. Nie die antwoord waarvoor sy beplan het nie. Maar die teenwoordigheid wat sy nodig gehad het. Sy het geskryf oor hoe sy in haar eie lang dinsdae van lyding en bevraagteken ontdek het dat geloof nie die afwesigheid van twyfel is nie. Dit is gemeenskap in die twyfel. Teenwoordigheid in die twyfel. Gesprek in die twyfel.
So vandag in jou eie lang Dinsdag. Die vraag sonder maklike antwoorde. Sit net met dit. Jy hoef nie die konflik op te los nie. Jy hoef net te weet in watter prosesie jy loop. Alweer lekker diep asem. Shalom.